Goeiedag Rottels, dis Juffrou Beineveld hier en ek gaan julle deur die onderwerp oor golwe, klank en lig vat. Dit is 'n baie belangrike onderwerp vir vraestel 1 en dit is ook 'n selfstandige vraag. Hy word heeltemal op sy eie gevra. Goed, in graad 11 het ons reeds klankgolwe gedoen, so hierdie jaar fokus ons op liggolwe. Ek behandel hierdie onderwerp oor 3 lesse, so hierdie video gaan dan nou les 1 van 3 wees. En in hierdie les gaan ons basies net fokus op wat is lig, hoe werk weerkaatsing, hoe werk ligbreking. Hierdie is dan nou deel 1 van golwe, klank en lig, waar ons net gaan fokus op die volgende paar belangrike punte. Liggolwe, die weerkaatsing en weerkaatsingswette, ligbreking en brekingswette, dan die grenshoek, totale interne weerkaatsing, dispersie en dan die verhouding en verwantskap. Nou, voordat ons met enigiets begin, moet ons eers verstaan wat is 'n liggolf. So in graad 11 het ons gesê, 'n golf is opeenvolgende versteurings wat deur 'n medium beweeg. Goed, nou maar liggolwe werk 'n bietjie anders. Liggolwe beweeg in die vorm van energie en daai energie word deur die materie en die ruimte oorgedra. Dit het nie soos klankgolwe 'n medium nodig om te kan voortplant nie. So wanneer ons praat van 'n liggolf, dan praat ons van energie wat deur materie en ruimte oorgedra word. Die eerste term wat jy moet verstaan en moet ken is weerkaatsing. Goed, so oral waar jy gaan sien, ek het nou hierso onderstreep, gaan jy sien ons het 'n definisie. Daai definisie is baie belangrik vir die eksamen. So wat is weerkaatsing? Dit is die verandering in die rigting van 'n golf wanneer dit die vlak tussen 2 materiale tref. Goed, so ons het 3 tipes weerkaatsing. Ons fokus veral op die eerste tipe weerkaatsing. Dit is spieelweerkaatsing. Spieelweerkaatsing is wanneer lig op 'n plat, gladde oppervlak inval. En dan gaan ons nou praat oor sy wette. Ons tweede tipe weerkaatsing is die spekulêre weerkaatsing. Dis hierdie ouetjie wat ons hierso sien. En dan diffuse weerkaatsing. Goed, so die spekulêre weerkaatsing is wanneer daar klomp ligstrale val en hulle weerkaats dan parallel met mekaar. Goed, vir die volgende een is wanneer daar nou 'n grouwe oppervlak is, soos wat julle hier kan sien. Dit is as jy nou al gesien het op 'n diamant, jy skyn 'n liggie op 'n diamant en sy refleksie wys op klomp verskillende plekke. Dit gebeur wanneer daar nie 'n gladde oppervlakte is nie, so elke ligstraaltjie beweeg dan basies in sy eie rigting in. Goed, ons gaan nou fokus op ons heel eerste tipe weerkaatsing. En dis die een wat ons hierso sien, en hy het ook 2 wette wat gepaard gaan saam met hom. Dit sê vir ons dat wanneer lig nou hierso gaan inval, ek gaan nou soms met die pen, wanneer lig daar inval, gaan hy weerkaats. Daar sal sy weerkaatsing. My invalshoek gaan dan nou daai hoek wees en dan my gereflekteerde hoek is daai hoek. Vir weerkaatsing gaan jou invalshoek altyd dieselfde grootte wees as jou gereflekteerde hoek. Dit is deel van sy wet. So kom ons kyk gou-gou. Dit weerkaats sodat die weerkaatsingshoek gelyk is aan die invalshoek. En dan, my tweede wet is dat jou invalstraal, dis daai ouetjie daar, en dan jou gereflekteerde straal, en dan jou normaal, dis daai ouetjie daar, gaan altyd op dieselfde vlak wees. Goed, dan beweeg ons nou na my tweede term toe en dis breking. Weereens, hierso is my definisie vir breking en dis belangrik vir die eksamen. Daai definisie sê vir ons, dit is wanneer lig
buig, wanneer dit van een medium na 'n ander beweeg. Hoekom is daai belangrik? Want dink gou aan 'n glas water en 'n potlood. As jy die potlood in 'n glas water sit, dan gaan jy sien dit lyk so asof die potlood bietjie gebuig is in die water. Dit gebeur wanneer ons twee verskillende optiese digthede het. So lig gaan 'n verskillende optiese digtheid as water hê. Liggolwe gaan ook nie dieselfde spoed beweeg in lig soos in lig en dan in water nie. So by breking is daar ook twee wette. Jy moet ook al twee wette vir die eksamen ken. Die eerste een is eintlik die belangrike ene, want dit sê vir ons presies Snell se wet. Goed, so wat sê Snell se wet? Dit sê vir ons daar's 'n verband. Verband beteken dieselfde as verhouding. So dit sê vir ons daar's 'n verband tussen die invalshoek en die brekingshoek wanneer lig deur die grens tussen twee media met verskillende optiese digthede beweeg. So ek gaan nou vir julle 'n demonstrasie wys dat julle dit kan verstaan. En dan die tweede wet is baie dieselfde as die eerste wet by weerkaatsing. Goed, so dit sê nou net weer vir jou invalstraal, jou gebreekte straal en dan jou normaal moet ook op dieselfde vlak lê. So ek maak gou vir ons hierdie demonstrasie oop. In hierdie demonstrasie wil ek net vir julle die verskil tussen weerkaatsing en dan ligbreking wys. So wat ek nou hierso het is 'n laser. Ek kan hom nou aansit en dan gaan hy vir my twee strale wys. Goed. Die straal wat ons hierso sien, staan bekend as my weerkaatste straal en dan die straal wat ons hierso onder sien, dit is my gebreekte straal. So hierso het weerkaatsing plaasgevind en hierso vind ligbreking plaas. Nou wat vir my belangrik is ons kyk nou net na die boonste gedeelte. Ons gaan nou net kyk na my weerkaatsing wat plaasvind. Goed, my wet by weerkaatsing het gesê dat wanneer my ligstraal inval op 'n plat oppervlak, dan gaan daardie ligstraal so weerkaats dat sy invalshoek gelyk is aan sy weerkaatste hoek. So as ons kyk na daai hoek daar, hy is 30 grade en daai hoek daar is 30 grade. En dit gaan altyd so wees vir weerkaatste strale. So as ek hom nou byvoorbeeld 60 grade maak, dan gaan jy sien my invalshoek is 60 grade en my weerkaatste hoek is dan ook 60 grade. Goed. Nou as ons gaan kyk na die tweede gedeelte wat ligbreking is, dan gaan ons nou kyk na hierdie onderste straal en dan nou hierdie straal hierso. Wanneer hy direk 90 grade inval hierso, dan gaan my straal reguit deur my medium beweeg, wat nou in hierdie geval is dit nou water, gaan reguit deur beweeg. En dit is altyd so, as hy 90 grade inval op 'n oppervlak, hy gaan reguit deur hom beweeg. Daar gaan nie ligbreking plaasvind nie. Maar die oomblik wat ek nou my laser bietjie skuins laat inval, gaan jy sien hierso begin my ligstraal te breek. So ek gaan hom nou sommer nog verder. Nou die vraag is, hoe weet ons na watse kant toe hy gaan breek? En is eintlik heel eenvoudig. Lig gaan baie vinniger deur lig beweeg as wat dit deur water gaan beweeg. So omdat hy stadiger deur water beweeg, gaan my ligstraal na die normaal toe beweeg. Nou die normaal is hierdie stippellyntjies wat ons hierso sien. So hy beweeg dan na my normaal toe. Nou hoe digter my medium hierso is, hoe meer gaan hy na die normaal toe buig. Byvoorbeeld as ek nou my onderste gedeelte verander van water na glas toe, dan word hy nou meer dig. So digter hy is, hoe meer gaan hy na die normaal toe buig. En hoe minder dig hy is, meer gaan hy weg van my normaal afbuig. Die skakel van hierdie demonstrasie is ook op die video beskikbaar. So
Jy kan enige tyd daarop ingaan, gaan speel met hierdie, hulle noem dit in Engels 'n simulation, gaan speel met dit totdat jy 100% seker is, jy verstaan dit. So daardie wat ek nou in die demonstrasie vir jou gewys het, is basies nou net hierdie gedeeltetjies wat ek hierso vir jou ook neergesit het. So jy kan nou enige tyd pause en vir jouself notas maak as jy wil. Goed, ons gaan nou 'n bietjie fokus op ligbreking deur verskillende vorms. Nou, dit is baie belangrik dat jy die volgende weet. Ons is lief daarvoor om te vra oor 'n reghoek, maar ons is nie gelimit tot 'n reghoek nie. Hulle kan vir jou enige vorm gee. Dit kan 'n diamant wees, 'n traandruppel, enige vorm waarom jy kan dink en jy gaan die terme uit hom uit moet kan verduidelik. So ek gaan nou terug beweeg na die demonstrasie toe, maar dan gaan ek gou vir julle die strale deur 'n reghoek wys. Hier het ek nou 'n reghoekige glasblok. Hy het 'n hoër optiese digtheid as normale lig. En dan wil ek gou 2 observasies maak oor die volgende. Die eerste een is, ek gaan nou my ligstraal deur my reghoekige glasblok stuur waar hy 90 grade op die oppervlak inval. En wat jy hier gaan sien is dat my ligstraal beweeg reguit deur, in en uit. En die rede daarvoor is, hy val 90 grade wat loodreg is op my oppervlak in. Maar wanneer ek nou my lasertjie gaan skuif, kom ek skuif hom nou net gou so. Wanneer ek hom nou op 'n hoek laat inval, dan gaan jy sien, daar vind definitief ligbreking plaas. Goed, die rede daarvoor is, hy beweeg van 'n minder digte medium wat dan nou jou lig is, na 'n meer optiese digte medium wat dan nou jou glas is. So hy buig, op hierdie punt buig hy na die normaal toe. En dan, wanneer hy by die glasblok uitbeweeg, beweeg hy weer weg van die normaal af. Goed, so ek gaan nou net so 'n bietjie vir julle wys. Mens kan hom nou draai en dan gaan julle sien. Nog 'n observasie wat ons kan maak is dat my invalstraal en dan my gebreekte straal wat nou by my glasblok uitkom, hulle is parallel aan mekaar. Aan die einde van hierdie les het ek 'n diamant met die straalbeweging deur die diamant. So ons gaan dan alles bymekaar vat en 'n voorbeeld doen om te kyk hoe jy so tipe vrae sou beantwoord in die eksamen. Goed, die volgende punt van ons kyk is die grenshoek. So wat jy nou hier gaan sien is, ons het weer eens 'n definisie. Met ander woorde, leer hom, ken hom vir die eksamen. Hy sê vir ons die grenshoek is die invalshoek in die digter medium sodat die gebreekte straal net deur die oppervlak wat die twee media skei gaan. Goed, so ek gaan nou weer 'n demonstrasie wys hoe 'n mens daai grenshoek bepaal en hoe weet ons wanneer daar weerkaatsing gaan plaasvind of ligbreking of dan waarna toe ons beweeg is totale interne weerkaatsing. Kom ons gaan kyk gou op die demonstrasie. Goed, so om die grenshoek te bepaal, gaan ons altyd kyk wanneer my ligstraal van 'n meer digte medium na 'n minder digte medium toe beweeg. Goed, so as ek nou my straaltjie hier aansit, dan gaan jy sien een van twee goed. Kom ons kyk gou hierso. Wanneer ons nou kyk na hoe my hoekie inval, gaan jy sien my ligstraal gaan daar breek. So daar gaan ligbreking plaasvind en dan hierso gaan hy weerkaats terselfdertyd. Maar daar word 'n spesifieke punt bereik waar jou ligbreking glad nie meer breek nie en hy word net totale interne weerkaatsing. En wat is totale interne weerkaatsing? Dit is daai punt waar dit heeltemal binne die medium self gaan weerkaats. So wat ek net gou hierso wil wys, as ek nou my gradeboog hierso sou sit,
dan sal ek sien presies op hierdie, kom ons sê dit lyk vir my amper soos 40 grade. Op 40 grade is wanneer hy presies net gaan intern weerkaats en nie meer gaan breek nie. So kyk gou. Wanneer hierdie hoek wat ek hierso het, kleiner is as daai 40 grade, dan vind daar ligbreking plaas. Maar wanneer my invalshoek groter as 40 grade is, dan vind daar net interne weerkaatsing plaas. So dit is wat ek nou ook op die slides vir jou notas van gemaak het. Weereens gaan op hierdie simulation in gaan speel. Mens verstaan die beste wanneer jy met hierdie goedjies speel en presies kyk hoe gebeur dit en wat gebeur waar. Onthou hierdie spesifieke hoek waar hy tussen ligbreking en totale interne weerkaatsing is, daardie hoek noem ons die grenshoek. In hierdie geval gaan my grenshoek presies 40 grade wees. Op dit volg totale interne weerkaatsing. So ons het ook die definisie van totale interne weerkaatsing wat ons moet ken, gaan hom nou vir julle wys, maar ons moet ook sy 2 voorwaardes ken. So my eerste voorwaarde is dat eerste instansie dit moet van 'n meer dig na 'n minder digte medium toe beweeg. Goed, so dit het ons nou reg. En my tweede voorwaarde is my invalshoek moet groter wees as my grenshoek. En ons hou, my grenshoek was dan nou 40 grade, so as hy meer as 40 grade is, dan gaan hy intern weerkaats. Goed, so net 'n nota vir jou. Buiten my definisie, hierso is presies daai wat ek nou verduidelik het op die demonstrasie. My definisie van totale interne weerkaatsing. Hy sê vir ons, dit is wanneer jou invalshoek groter as jou grenshoek is. En dan, wat gebeur? Jou ligstraal word terugweerkaats in die oorspronklike medium. Goed. Wat was my 2 voorwaardes? Eerste instansie, hy moes van 'n digter medium na 'n minder digte medium beweeg. En dan weer eens jou invalshoek moet groter wees as jou kritieke hoek. Nou kritieke hoek is net 'n ander woord vir grenshoek. So nou is die vraag, waarin ons elke dag se lewe het ons te doen met interne weerkaatsing of waar gebruik ons dit en hoekom moet ek dit leer? So die eerste voorbeeld wat ons het, waarmee ek glo ons almal is bekend is 'n verkyker. So hier kan jy dan nou ook sien die proses hoe dit daar gebeur. Hy weerkaats intern by daai spesifieke punte. Dan die volgende is soos 'n periskoop. Dit is wanneer jy onder water is en dan kan jy nog steeds sien wat bo die water aangaan. Sien die ouetjie hierso. En dan laaste maar nie die minste nie is dan nou 'n teleskoop. Goed. So hierso gaan jy ook sien, jy gaan nou hierso inkyk, wat gebeur? Hy gaan intern weerkaats. Die volgende punt van ons kyk is dispersie. Nou dispersie is baie interessant. En dit is iets wat nie almal van ons weet nie, maar wit lig bestaan basies uit die 7 kleure van die reënboog. En ek gaan nou ook op 'n demonstrasie vir julle dit wys. Hoopelik is dit mooi sigbaar. So wat is dispersie? Dit is 'n verskynsel. Soos wat 'n reënboog 'n verskynsel is dispersie. Dit is 'n verskynsel waar lig in sy samestellende kleure opbreek. Nou, in watter samestellende kleure, ouens? Julle het in laerskool geleer van rogbif, rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo en violet. Goed, so ek gaan gou vir julle demonstrasie wys. So, om die dispersie nou vir jou 'n bietjie meer sigbaar te maak, gaan ons 'n driehoekige prisma gebruik
En dan moet dit 'n wit lig wees. So as jy nou gaan kyk na hierdie ouetjie, hy is rooi. So dit gaan nou nie vir jou wys presies dit wat jy wil sien nie. So ons moet 'n wit lig gebruik. Goed, nou daar kon mens hom nou al so bietjie sien. Daar soos hy. So wat julle nou gaan sien hierso is al die kleure van die reënboog. En as jy dit doen, ken asseblief die 7 kleure van die reënboog, want dit kan vir jou gevra word. En onthou dat dispersie is hierdie verskynsel wat ons hierso sien. Goed, my volgende punt gaan ons bietjie kyk na die verhouding tussen spoed van lig, die golflengte, veral wanneer dit deur verskillende optiese digthede beweeg. Dit beteken dat hoe digter jou medium is, hoe stadiger sal jou golf daardeur beweeg. Goed, nou gaan ons kyk na 'n voorbeeld. Dit is baie belangrik dat jy voorbeeld in die eksamen, nie 'n voorbeeld, 'n vraag in die eksamen ook kan ontleed. So, ietsie wat jy kan verwag is 'n vorm. Dit kan 'n eenvoudige vorm wees, of soos in hierdie geval kan dit 'n bietjie meer komplekse vorm wees. En hulle kan vir jou vra om sekere strale te benoem of sekere hoeke te benoem. So kom ons begin sommer net met die by die begin. So hierso gaan ons sien dat dit is waar my straal inval. So straal 1 wat ek daarso het, is met ander woorde my invalstraal. En dan wil ek net bylas dat daai hoek daar gaan dan met ander woorde my invalshoek wees. Wat het gebeur toe hy daar ingeval het? Hy het van 'n minder digte medium na 'n meer digte medium toe beweeg. En wat het daar gebeur? Hy het ligbreking ondergaan. Met ander woorde, daai straal 2 gaan dan nou my gebreekte straal wees. So ek skryf hom nou so, gebreekte Dan, as ons gaan kyk, wat gebeur hierso by punt 2? Binne in my digter medium weerkaats hy inwaarts. Goed, so met ander woorde, hy het nou nie hierso gaan staan en losbreek nie. Hy het intern weerkaats. Ons noem dit interne weerkaatsing. Goed, dan as ons gaan kyk na punt 3, by punt 3 gebeur presies dieselfde. My ligstraal is in 'n digter medium. Hierso het hulle vir jou die grenshoek aangedui. Soos ons kan sien, daai hoek daar is groter as my grenshoek. Daarom gaan interne weerkaatsing weer plaasvind. En dan gaan jy sien, hierso beweeg my ligstraaltjie nou na punt 4 toe, daarso beweeg hy. En hulle het vir jou nou aangedui, daarso is jou kritiese hoek, en dan kan ons ook sien dat daai straal se hoek is kleiner as my kritiese / grenshoek, en daarom vind ligbreking plaas. So ek net daar weer skryf, ligbreking. En dan die naam van daardie straal gaan dan nou my gebreekte straal wees. Graad 12, baie dankie vir jou tyd. Ons gaan nou beweeg na les 2 toe, wat dan nou meer fokus op lense.